Dis vir my so lekker om vandag op Vadersdag saam met jou te kuier. Wat 'n lieflike dag. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie week was ysig koud gewees. So dit is my so lekker om by hierdie kaggelvuurtjie te sit en die son wat so op my rug hierso skyn en warm bak. So ek is net hier in 'n geestelike plek saam met die Here. So lekker cozy en dit is ek hoop dit is waar jy ook is dat jy iewers in 'n bed lê of nog jou slippers aan het of hoe ook al met 'n lekker ietsie warm troos en waar ons net lekker gaan saam kuier vandag. Is vir my 'n voorreg om vandag saam met jou te kuier. Vir almal wat vra, is hier regtig koffie hier binne? Hier is regte koffie hier binne. Ek is te lief vir koffie om te maak asof hier iets hier binne is. So nou weet jy, ek sal nooit op 'n video wees waar daar nou nie 'n regte ou stukkie troos hierso binne is nie. Ek is opgewonde om vandag met jou te kuier oor vaderskap, oor Vadersdag en die rol wat die Here hierdie gesit het in ons samelewing en in verhouding wat so belangrik is. So wil jy vir 'n oomblik het jou oë saam met my sluit en bid ons saam. Here, ons wil nie religious of godsdienstig vandag na U toe kom en sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Nee, Here, ons kan so vinnig net woordjies sê, en nie die intimiteit, die verhouding raak sien daar binne. Here, dankie, dat wanneer ons dit sê, Here, dan sê ons dit, nie uit 'n afstand verhouding nie, maar uit intimiteit. Here, dankie dat U ons Vader geword het. Ons was verlore, ons was gebroke in ons sonde, en U het ons kom haal, U het onder ons kom woon, U het ons sondige natuur uit ons uitgesny, en U het ons heilig verklaar, kinders verklaar, en daarom kan ons nou met vrymoedigheid in verhouding saam met U leef. Here, hierdie is die grootste ding wat ons nodig het, is die liefde van die Vader. Dankie dat U ons lief het. In Jesus naam, amen. Ek weet nie waar jy vandag is nie, maar ek weet dat jy 'n stuk vaderliefde nodig het. En is my gebed dat soos wat ons vandag net saam is en saam leer uit die woord uit, dat jy iets van hierdie vaderliefde sal beleef. Ek wil begin deur sommer net vir jou te vertel dat, dis altyd vir my so interessant, elke jaar het ons hierdie 2 dae, Moedersdag en Vadersdag. En ek was al by 'n paar kerke betrokke en dan sien ek hierdie ding, waar Moedersdag is ons is dankbaar vir moeders en dis so intieme liefdeplek waar ons vir moeders kan sê ons waardeer hulle en dankie vir die koester, dankie vir die vertroosting, dankie vir die versorging. So 'n belangrike rol wat moeders speel en dan deel ons geskenkies uit en ons bless hulle. En dan wanneer dit by Vadersdag uitkom, dat is my altyd so interessant dat ons hoor iets van hierdie boodskap. Vaders, julle moet beter wees. Julle moet julle huise uitsorteer. Julle moet weer priesters van julle huis wees. En ek in my huis, ons sal die Here dien. Ja.
So ekskuus as ek 'n paar mense nou offend, dis glad nie my doel nie. Die groot ding is dat ek raak sien, is hierdie mooi manier wat ons met vrouens werk, en wanneer dit by mans kom, is dit net nog 'n gewig. Nog 'n ding wat op die skouers gegooi word. En ons moet beter wees, en ons moet voorloop, en ons moet. En kan ek net vandag sê, dis nie noodwendig verkeerd nie. Daar is 'n plek waar ons as mans moet leierskap vat. En ons sal weer hieroor kuier, maar vandag wil ek nie by dit stil staan nie. Ek wil vandag stil staan by mans wat ek weet moeg is, wat ek weet nie nog gewig noodwendig kan dra nie. Mans wat opgestres is, uitgebrand is, en nie noodwendig weet hoe lyk die toekoms nie. Ek wil met jou kuier vandag, as dit is waar jy is. Jy ken my hart. Ek wil jou gered sien, ek wil jou gesond sien, en ek wil jou gestuur sien. En daarom het ons nodig baie keer, en ek weet is moeilik vir ons mans, om net eerlik met mekaar te wees, en so, vandag wil ek net eerlik met jou kuier, en ek vertrou die Heilige Gees, dat ons vandag klaar gesels het, dat jy iets van die Vader se liefde so intiem sal beleef, dat jy kan aangaan, en bereik wat jy nodig het om te bereik. Wanneer ons kyk na man wees, dan is daar altyd 'n paar rolle wat 'n man moet vertolk. En ek wil na 'n paar kyk vandag, net so vinnig. En wat ek dink baie belangrike rolle is. En dan wil ek hierdie in jou lewe inbou, en dan op die einde wil ek net hê jy moet 'n groot beseffing hê. Dis wat ek vandag wil doen. Nou mans het klomp rolle, ek gaan nie vir alles kan stilstaan nie, maar hierdie 5 spesifiek is nogal belangrik vir my, dat ons iets van hierdie in ons lewe inbou, mans. En ek besef vandag net, dat wanneer ons praat oor vaderskap, is almal wat hierna kyk, nie noodwendig vaders nie, maar jy is dalk in 'n vaderlike rol, by die werk, in jou familie, in vriendskappe, en so ek wil hê jy moet ook luister, al het jy nie kinders nie, dat mans is geroep om 'n vaderlike rol te speel binne in ons samelewing. En hier is hierdie 5 goed wat ek net wil sê, ons moet nogal kan regkry as mans, en op fokus in ons lewe, en hierdie gaan nie nou nog 'n burden wees nie, ek wil net hê, kom ons gesels net hieroor, hoor mooi, en is hierdie akroniem, PAPA, ek noem dit PAPA, is in die Engels, maar ek gaan die Afrikaanse weergawe ook gee. 'n man moet 'n provider wees, 'n voorsiener, 'n man moet 'n affirmer wees, 'n bevestiger, 'n man moet 'n priest wees, 'n geestelike leier, 'n man moet 'n protector wees, 'n beskermer, en 'n man moet 'n ambassador wees, ambassador, en dit gaan daaroor ambassadeur vir Jesus, om die koninkryk van God uit te leef. Ek gaan so vinnig net by elkeen stil staan. Kom ons begin by provider. Ons mans is geroep om te voorsien. En dit is om nie net finansiëel en fisies te voorsien nie, maar ook om emosioneel te voorsien. En in vandag se tye is dit nogal 'n plek waar mans baie druk beleef, omdat die dinamika of die demografie dalk van ons samelewing geskuif het, waar mans nie noodwendig die hoofbroodwinner in huise is nie. Ek is in so 'n situasie, of in so 'n huis. Ons loof die Here dat hy deur my vrou baie meer voorsien as wat ek finansiëel op hierdie stadium na my huis toe bring. En was dit al uitdagings in ons lewe gewees? Ja, ons moes al 'n paar goed deurstoei, en ek gaan nou vir jou sê hoekom, maar op hierdie stadium voorsien my vrou salariswise meer in ons huis, en ons moes met daai dinamika werk, en die fout wat ek kon maak in my lewe is om te sê, ek's minderwaardig, ek's agter, ek voorsien nie wat ek moet nie, omdat my salaris nie hoër of gelyk is as my vrou se nie. Jy sien, baie keer is ons in huwelike waar hierdie rolle baie keer verander.
En ek wil met huwelikspaartjies praat om te sê dat hierdie goed moet ons deurwerk en ons moet eenheid hieroor kry om te sê, Here, dankie vir die manier hoe U vir ons voorsien. Nêrens sê dit dat 'n man moet die hoofbroodwinner wees nie. Nêrens, dit staan nêrens nie. Daar's nie 'n moet nie. Maar loof die Here dat ons saam met Jesus deur hierdie ding kan funksioneer en gesond vir ons gesinne sorg. Maar 'n man moet 'n voorsiener wees nog steeds deur emosionele voorsiening en fisiese voorsiening en wel finansiële voorsiening. Dit is wel belangrik dat ons 'n finansiële bydra maak tot 'n huis. Die tweede ding is wat ek wil noem is die woordjie affirmer, bevestiger. Hier is 'n groot ding wat paas moet in funksioneer vir kinders en mense om suksesvol opgerig te word. En dit is vir my eenvoudig. Paas bevestig identiteit. En ons het hier al oor gesels, maar kan ek jou net herinner dat ons gesê het dat 'n pa voorsien identiteit en kapasiteit. Wat beteken dit? Eenvoudig. As 'n pa vir 'n seun of 'n dogter sê, jy is goed genoeg. Ek meen, daar kan vriende, ooms, tannies, mense vir 'n kind dit sê, maar wanneer 'n biologiese pa sê, jy is goed genoeg, die Engels sê, it just hits different. En ek besef almal het nie dalk 'n goeie biologiese pa of is in daai verhouding nie, maar dit veronderstel en in die optimaal is dit 'n plek waar identiteit bevestig moet word en loof die Here. Loof die Vader dat daar waar party paas dalk kort gekom het in dit, het ons 'n hemelse Vader wat hierdie uitbasyn, so 'n mooi ou Afrikaanse woord, uitskree oor ons. Maar ek wil vir paas vra dat ons, ek wil sê elke dag, as jy 'n seun het, bevestig, hy's goed genoeg en ek glo in jou en ek's trots op jou. Ek wil vir jou sê, 'n seun kan dit nie genoeg hoor nie. As jy dogters het, paas, wil ek vir jou vra om elke dag te sê, ek is so lief vir jou. En jy is pragtig en jy is beautiful. Daai twee goed vir 'n seun en 'n dogter bou iets in hulle identiteit in wat hulle dan nie nodig het om op ander plekke te gaan soek nie. En as dit vir jou vreemd is om dit vir jou kinders te sê, dan is daar iets uit plek uit en ek wil jou vra, raak gewoond, raak gemaklik daarmee om dit te sê. Dit was nie altyd vir my maklik om vir mense te sê, ek is lief vir jou nie, maar ek het dit geleer vir myself, want ek weet hoe mense dit nodig het om te hoor. Die derde ding is 'n priest, 'n geestelike leier, is dat ons het gesien in huise waar paas geestelike leiding neem, wat se sukses hulle daai kinders en daai huis instuur. Paas is kalmer, maas is in 'n plek van respek, want hulle sien hoe 'n pa sy knie gebuig voor Jesus, en daar's respek en daai verhouding funksioneer reg. En dan 'n protector, 'n pa is geroep om te beskerm. Ek wil hierdie ding net baie duidelik maak. Paas, ek hoop hierdie steek vas by jou, is dat ons is gemaak om veilige spasies vir ons gesinne te skep. Is jou gesin veilig by jou? Is hulle fisies veilig by jou? Is hulle emosioneel veilig by jou? Jy sien, my hart breek vir plekke waar hierdie nie 'n realiteit is nie, waar kinders moet fisies wegkruip of emosioneel wegkruip. En ek wil by jou smeek, by jou pleit, skep in jou huis, jou plek van jou verantwoordelikheid, skep 'n plek waar jy veiligheid produseer. En dan laastens 'n ambassadeur, en dit beteken dat ons dit wat in die koninkryk 'n realiteit is, in die hemel 'n realiteit is, dat ons dit laat gebeur op aarde, waar ons hemel aarde toe bring. As mense rondom ons funksioneer, moet hulle hemel beleef, nie hel nie.
En so hierdie is rolle wat ek sommer net so breedvoerig oor ons noem, en ek noem dit doelbewus, want ek glo as ons hierdie reg kry, dan sien ons 'n ander samelewing binne 'n kort tyd. Maar nou, ek het al hierdie goed genoem, nie om nog gewig op jou te sit nie. Ek wil net 'n gesprek aan die gang kry. Want ek weet, soos ek gesê het, klomp mans is moeg, oorlaai, uitgebrand. Nou, ek wil jou vat na 'n storie in Markus 2, en ek wil vir jou wys dat ek en jy kan nie, man, hierdie lewe alleen doen nie. Ons het nodig om mense rondom ons te bou, by wie ons veilig voel, en manne en pelle en broederskap, wat daar vir ons sal wees, wanneer ons deur sekere tye gaan. Maar kom ons gaan na Markus 2, vers 1 tot 12, en dit sê die volgende: 'n paar dae later het Jesus weer in Kapernaum gekom. Toe die mense hoor hy is by die huis, het daar so baie bymekaar gekom dat hulle nie eens plek voor die deur was nie. En hy het aan hulle die woord verkondig. Vers 3, daar kom toe 4 mans wat toe 'n verlamde man bring, omdat hulle vanweë die skare nie naby kon kom nie, maak hulle toe die dak bo hom oop, en na hulle dit oopgebreek het, laat sak hulle die mat waarop die verlamde gelê het. Toe Jesus hulle geloof sien, het hy vir die verlamde gesê: kind, jou sondes is vergewe. Vers 6, daar het van die skrifgeleerders gesit, en by hulle self gedink het, wat praat hierdie man so? Hy laster, wie anders kan sondes vergewe as God alleen? En Jesus het dadelik geweet wat hulle by hulself dink, en sê vir hulle: waarom dink julle so in julle harte? Wat is makliker, om vir die verlamde te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op, neem jou mat en loop? Maar ek sê vir julle, sodat julle kan weet dat die Seun van die mens die volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde, en ek wil hierdie baie stadig sê, dat jy mooi hierdie inneem: ek sê vir jou, staan op, neem jou mat en gaan huis toe. Staan op, neem jou mat en gaan huis toe. En hy het opgestaan en dadelik sy mat opgetel, en voor die oë van almal uitgestap. Almal was stom van verwondering, en het God geprys en gesê: ons het nog nooit so iets gesien nie. Manne, ek sê altyd, wys vir my jou vriende, en ek wys vir jou toekoms. Manne, ons kan hierdie lewe nie alleen doen nie. Ons het nodig om gesonde pelle in ons lewe in te bou, wat soos hierdie verlamde man, toe hy moeg, verlam, uitgebrand, op 'n bitter slegte plek is, het hy manne rondom hom gehad en gesê: ons het jou. En al lyk dit asof dinge nie gaan uitwerk nie, ons sal 'n dak oopbreek, en ons sal jou voor Jesus se voete kry, sodat jy gesond kan kom. Ek wil jou regtig vra, het jy hierdie ouens in jou lewe? Jy sien, want ons mans is geneig om te isoleer. Hoeveel keer hoor ek mans sê, ek sal dit net self doen, ek is nog altyd op my eie, ek doen die lewe nog altyd op my eie, ek het niemand nodig nie. En kan ek net vir jou sê, dat jy klink nie sterk nie, hoor. Jy klink seer. Jy het pelle nodig, jy het mense nodig, om jou te dra in tye van moeilikheid. En kan ek dit hierdie vinnig noem? Ek, jou pastoor, kan nie altyd daai ou vir jou wees nie. Ek het al probeer om alles vir almal te wees, en ek self het net uitgebrand en moeg gewees. En kan ek jou vra dat hierdie is dalk moeilik om te hoor, en dalk loop mense nou as gevolg van hierdie, ek kan nie almal se pel wees nie. Die Here het my nie geroep om almal se pel te wees nie. Maar ek weet dat die Here mense rondom jou kan plaas, wat jou soos hierdie verlamde man, wanneer jy deur daai diep moeilike tye gaan, jou kan bring na 'n plek van veiligheid. Ek wil vinnig noem ook dat hierdie woorde staan op en gaan huis toe. Hier het my so diep geraak, dit is vir my uit die Bybel uitgespring toe ek het lees, dat manne en vrouens gaan dalk nou lag. Ek gaan net dit duidelik maak, dat
ons is eintlik almal nog net seentjies. In diep in ons hart is ons net seentjies. En ons het baie keer nodig om nog seentjie goed te doen. Na hierdie opneem van hierdie video, gaan môre ry ek in klomp 4 pelle, nie klomp nie, 4 pelle. En ons gaan Lesotho berge toe en ons gaan bietjie daar gaan visvang en dit is 'n bietjie tyd. Ander ouens jag, ander ouens speel golf. Maar ons het nog baie keer nodig om net bietjie seentjie goed te doen. Net bietjie weer die aarde onder ons voete te voel. En bietjie te hardloop soos perde en net bietjie daai asem te voel. En vrouens, ek wil jou uitnooi, as jy 'n man het, laat toe dat hy dit doen. Want daar's 'n stuk restaurasie, 'n stuk, die mooi Engelse woord is replenish wat gebeur. En as dit gebeur het, mans, gaan terug huis toe. Jy sien baie keer dat ons hierdie goed in ons lewe, en dit is eintlik net iets om ons aandag af te lei van al die stres en pyn. Moenie dat golf, jag, al die tipe van goed net aandag aflei is nie. Wanneer jy mag dit doen, ons mag in dit funksioneer. Dit rig ons op. Ons moet wild wees. Ons moet gevaarlik wees. Maar as ons dit gedoen het, kom ons gaan terug huis toe. Jou vrou en jou kinders het jou nodig. En so jy sê dalk, Leon, ek hoor jou, ek is met jou, maar ek voel moeg, ek voel uitgebrand, en ek wil net vir jou sê, dat al daai goed wat ek nou vir jou genoem het, provider, affirmer, priest, protector, ambassador, al daai goed, is Jesus vir jou. Kan ek hierdie belofte net oor jou uitspreek? Jy wat voorsiening nodig het, Jesus kom in Johannes 6 vers 35 en hy sê, ek is die brood van die lewe. Het Jesus vir hulle gesê, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie na my glo, sal nooit dors kry nie. Dis 'n belofte, dat Jesus sal voorsien. Relax. Nommer 2, bevestiger, Jesus. Wil jy moet vandag dat uit Jesus se mond spreek hy iets oor jou uit. Matteus 3 vers 17, en daar kom toe 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Het jy geweet, Jesus spreek presies dieselfde oor jou uit. Dis my seun. Ek is trots op hom. Hy is goed genoeg. Jy het nodig om dit vandag te hoor. En dan geestelike leier, Jesus sê, of in Hebreërs 4 vers 14 tot 15, aangesien ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die seun van God, laat ons vashou aan die belydenis wat ons hoëpriester is nie iemand wat met ons swakhede meegevoel kan hê nie. Wat hy hierso sê is, Jesus het meegevoel vir ons swakhede, want hy is deur dit, en hy is ook ons hoëpriester. Hy is die een wat die verhouding tussen ons en God fasiliteer. Hy is die een wat leierskap gee. Jesus is daar. Hy sal jou lei. Hy sal vir jou sê wat om volgende te doen. Hy sal vir jou rigting gee. Nommer 4, Jesus is jou beskermer, jou protector. Hoor wat sê Johannes 10, hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan nie, niemand sal hulle uit my hand uit kan ruk nie, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Jy is veilig by die Vader. En laastens, ambassadeur vir Jesus, Jesus 14 vers 9, wie my gesien het die Vader ook gesien. Jy sien, ons is geroep in verhouding met Jesus. En as ons Jesus gesien het, het ons die liefde van die Vader gesien, die een wat bereid was om sy seun te laat sterf, sodat ons weer in verhouding kan kom. Wat beteken dit? As ons weet, hy het dit vir ons gedoen, kan dit ons dit vir ons kinders doen. Ons kan ons lewe prysgee, ons selfsugtigheid prysgee, sodat hulle daai liefde kan beleef. Here, ek kom bid vandag, vaders, mag u hierdie kom vasmaak, man tot man. Nommer 1, ek sal vir jou voorsien, ek sal jou beskerm, ek sal jou daagliks lei, ek sal bevestig wie jy is, en ek sal jou my vaderlike liefde wys. Here, dankie vir die herstel wat in hierdie oomblik in man se harte gebeur. En vaders, dankie dat ons
kan net wees by U. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, amen. Ek hoop jy was gebless vandag. Gaan hê jou gesin lief. En môre is 'n vakansiedag, dan hê hulle dubbel lief. En dan land ek met hierdie. Het ek al gesê ek is lief vir jou? Al klink dit snaaks vir jou, ek gee nie om nie. Ek is lief vir jou.